1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Toy Story. Dis hoogmiddag in die woestyndorp Droosloot. Uit die skadu's van 'n systraatjie kom 'n bose skelm tevoorskyn. Dis meneer Langkop, die berugte voëlvry verklaarde bankrower. Maar gelukkig wag dapper konstabel Houtman hom in. Houtman sê met 'n eisige glimlag: "Laat val jou geweer of maak klaar om dit te gebruik, jou skurk." Boems, boems, skree klein Andy Davies en hy mik met sy twee gunsteling speelgoed na mekaar. Toe gooi hy die meneer Langkop pop op die vloer neer en sê: "Jammer, jou ou skelm, maar ek's bevrees konstabel Houtman was net te vinnig vir jou. Jy het verloor." Net toe hoor Andy sy ma roep en hy hardloop by die kamer uit. "Is dit al tyd om reg te maak vir my verjaarsdagpartytjie?" vra die ouetjie. Wanneer Andy nie daar is nie, kan al die speelgoed loop en praat. Klein konstabel Houtman kan sy ore nie glo nie. "Andy se verjaarsdag? Dis verskriklike nuus," mompel hy. Houtman sit af na Jakkals die hond wat dambord speel. "Jakkals, ek het slegte nuus," fluister hy. "Slegte nuus?" roep Jakkals. "Sst," sê Houtman. "Kry almal bymekaar vir 'n vergadering." Jakkals maak al Andy se speelgoed bymekaar vir Houtman se vergadering. "Soos julle almal weet, het Andy se ma 'n groter huis gekoop en ons gaan almal binnekort trek," sê Houtman. "Elkeen van julle moet dus sorg dat hy 'n maatjie het om saam met hom te trek," sê hy. "Terloops, dis vandag Andy se verjaarsdag," voeg Houtman saggies by. Die speelgoed is benoud. "Hier kom al die gaste aan," skree Ham. Al die speelgoed skarrel venster toe om die gaste te bekyk. "Ag nee," kerm die speelgoed. "Kyk net al die geskenke wat hulle bring. As Andy nuwe en beter speelgoed kry, gooi hy ons dalk weg." "Toe maar," sê Houtman. "Niemand sal weggegooi word nie." Tog besluit Houtman om 'n spesiale span speelgoedsoldaatjies met 'n handradio uit te stuur om die partytjie af te loer en terug te rapporteer. Gelukkig is daar baie min speelgoed tussen al die geskenke wat Andy ontvang. Dis net 'n klomp klere en speletjies. Maar die laaste pakkie wat die seentjie oopmaak, laat die soldate na hulle asem snak. Die keer is dit beslis 'n speelding. Maar watter speelding? Later bring Andy die eienaardige nuwe speelding op na sy kamer. Sit dit op sy bed neer en loop dadelik weer. Al die ander speelgoed drom om die bed saam om die eienaardige nuwe speelding te bekyk. Houtman spring op die bed om hom aan die vreemdeling voor te stel. Maar skielik spring die vreemde speelding op en sê: "Staan terug, julle vreemde wesens. My naam is Zoom Ligjaar en ek kom in vrede na julle planeet." "Goeiste," sê die dinosaurus Rex met 'n grynslag. "Kom jy werklik van die buitenste ruim? Hoe opwindend." "Hy kom geen van die buitenste ruim nie," sê Houtman gebelg. "Kan jy dan nie sien hy is maar net so 'n speelding soos ons almal nie?" Al die speelgoed is beïndruk, maar nie Houtman nie. "Verskoon my, ek dink die woord wat jy soek is ruimtewagter," sê Zoom. "Ek is 'n kaptein van die ruimtevloot. Kyk, ek het spesiale vlerke en ek kan vlieg." "Nee, ek kan nie," sê Houtman. "Ja, ek kan," sê Zoom. "Ek sal jou wys." Tot die verbasing van al die speelgoed, spring Zoom van die bed af in die lug op, spring af tot op 'n groot rubberbal, wip terug en land op 'n blitsige motortjie, jaag daarmee weg en draai om, vlieg op en voer 'n perfekte landing uit, reg voor Houtman. Hy sê: "Ek kan." Houtman lag. "Dis geen vlieg nie, dis net val." Maar al die ander speelgoed is nog steeds beïndruk. Net toe hoor hulle buite 'n stem en hulle hardloop almal na die venster. Dis Sid, die stoute seun van Langsan. Hy is weer besig om te doen wat hy baie goed kan doen, om speelgoed te breek. Geskok hou al die speelgoed hom dop. Andy is lief vir sy speelgoed, veral vir heel die nuwe een. Hy speel nou net met Zoom. Houtman word jaloers.
Op 'n aand gaan Andy en sy ma na Pizza Planeet vir ete en sy ma het gesê hy mag net een speelding saamneem. Houtman hoor dit en, omdat hy bang is Andy sal vir Zoom kies in plaas van vir hom, besluit hy om van Zoom ontslae te raak. Daarom laat hy met radiobeheer die renmotor reg op Zoom afjaag in 'n poging om hom af te stamp sodat hy agter die laaikas inval. Zoom kan nie verstaan wat aangaan nie en hy kyk geskok hoe die renmotor op hom afpyl. Zoom spring uit die pad en die motor tref 'n aardbol, maar die aardbol stamp vir Zoom dat hy by die venster uittrek. Die ander speelgoed hoor die lawaai en storm nader om te sien wat gebeur het. Meneer Langkop sê, "Waar is Zoom? Wat is hier aan die gang?" "Woer, woer," sê die renmotortjie. Meneer Langkop kan sy ore nie glo nie. Hy draai om, kyk boos na Houtman en skree, "Renmotor sê jy het hom gebruik om die arme Zoom by die venster uit te stamp." Nee, jy verstaan nie," sê Houtman met 'n verleë grynslag. "Ek het glad nie bedoel om..." Maar gelukkig vir Houtman kom Andy toe net by die kamer ingehardloop. Toe hy nie sy nuwe speelding Zoom kan kry nie, gryp hy sommer vir Houtman en drag met hom na sy ma se motor sodat hulle pizza restaurant toe kan gaan. Daar buite sien Zoom die motor vertrek en omdat hy glad nie lus voel om agter te bly nie, gryp hy die agterste buffer vas, net toe die voertuig wegtrek. Zoom is baie vies vir Houtman oor hy by die venster uitgestamp is. En toe Andy se ma vir brandstof stilhou, klouter Zoom in die motor in en begin sommer vir Houtman toetakel. Hou op! Ek het dit nie as prins gedoen nie. Regtig, skree Houtman. Ongelukkig is die motor se deur oop en, nog so aan die baklei, val hulle by die deur uit. En toe, tot hulle konsternasie, sien Houtman en Zoom hoe Andy se ma se motor sonder hulle wegry. Gelukkig gewaar Houtman 'n afleweringswa van die pizza restaurant. Hulle sluip stilletjies by die voertuig in wat hulle saamneem na die restaurant Pizza Planeet. Net daarna bevind Houtman en Zoom hulle by 'n ruimte-eeu restaurant wat deur robotte bewaak word. "Hoe gaan ons verby die wagte kom?" wonder Houtman. Houtman kruip in 'n groot megasluk bakkie weg en Zoom in 'n hamburgerhouer. Hulle sluip verby die wagte. Houtman kyk dadelik rond of hy vir Andy en sy ma kan sien. Maar intussen gewaar Zoom 'n vuurpylskip. "Nou kan ek huis toe gaan," sê hy en klim daarin. Dis toe nie 'n regte vuurpyl nie, maar 'n masjien vol pryse. Die pryse is klein, groen ruimtespeelgoed. "Ek kom in vrede," sê Zoom vir die ruimtewesens. Houtman moet nou maar self in die vaartuig inklim om Zoom te red. Maar voordat Houtman vir Zoom kan oorreed om weer uit te klim, sak 'n yslike metaalklou af na Zoom toe. Dis die stoutseun Sid van langsaan wat ook in die restaurant is en wat probeer om met die klou 'n prys in die ruimtemasjien te wen. Die klou wat so neerdal, vang vir Zoom so onverhoeds dat hy nie gou genoeg kan pad gee nie. Houtman probeer manhaftig na Zoom se been gryp om hom te red, maar hy is nie sterk genoeg nie en word ook opgetrek. Sid lag vermakerig. Dis mos nou vir jou prys, 2 speelgoed met 1 slag. Hy neem sommer dadelik sy 2 speelgoed huis toe. Terug in sy kamer begin Sid dadelik weer met die nare speletjies waarvoor hy so lief is. Hy breek die speelgoed aan stukke en swaai hulle in die ronde. Toe hy later moeg word vir sy wrede speletjies, gaan hy onder toe. Dis toe wat Houtman en Zoom hulle kans waarneem om te ontsnap, maar skielik gewaar Houtman 'n beweging onder die bed. Zoom snak na sy asem en sê, "Kyk Houtman, wie is daardie vreemde skepsels?" Houtman sien hulle ook en skrik om boeglam. Daardie monster Sid het al sy speelgoed opgebreek en hulle stukke gemen, net vir die grap. En die vreeslike vreemde affæres kom nou na hulle toe aan. Asof hierdie omskepte speelgoed nie vreesaanjaend genoeg is nie, wag 'n groter skok op die arme Zoom. Skielik sien hy 'n advertensie van 'n Zoom ligjaarspeelding op TV. "Haai, daar's iets nie reg nie," dink hy. "Ek is die regte Zoom ligjaar. Hoe op dese aarde kan daar 'n ander een net soos ek op TV wees? Is ek dan waarlik ook maar net 'n speelding soos Houtman beweer?" Om vir homself te bewys dat hy regtig 'n ruimteheld is, klim Zoom tot op die trapleuning, sprei sy vlerke uit en probeer vlieg.
Maar hierdie keer is daar nie 'n rubberbal om hom te help spring nie. En, eina, hy land so hard op die vloer dat hy sy arm breek. Sid se sussie kry vir Zoom daar en neem hom saam na haar pop se teepartytjie. Eindelik slaag Houtman daarin om by haar kamer in te sluip. "Gou, ons moet hier uit," sê Houtman. Zoom antwoord te neergedruk. "Waarom die moeite doen? Ek is maar net 'n simpele speelding. Dit maak nie saak wie met my speel nie." Terwyl hulle terug na Sid se kamer gaan in 'n poging om te ontsnap, probeer Houtman vir Zoom oortuig dat dit net so belangrik is om Andy se speelding as 'n ruimtewagter te wees. Skielik omring die omgeskepte speelgoed vir Zoom. Tot Houtman se verbasing maak hulle Zoom se gebreekte arm heel. Net toe verskyn Sid op die toneel. Hy plak 'n vuurpyl aan Zoom vas. Hy is van plan om hom die volgende oggend op te blaas. Houtman moet vir Zoom red voordat die arme ventjie iets oorkom. Maar eers maak hy al Sid se omgeskepte speelgoed bymekaar en vra hulle moet hom met iets help. Die speelgoed volg almal vir Sid na die agterplaas waar Houtman soos 'n regte cowboy skree, hande in die lug. Sid draai om en kyk verward af na Houtman. Hoe kan 'n poppie met hom praat? Toe sê Houtman, ons speelgoed hou nie daarvan om afgeblaas, gebreek of geskeur te word nie. Sid snak na sy asem toe hy sien hoe dosyne speelgoed al nader en nader na hom toe kom. Terwyl die woedende speelgoed nader beweeg, sê Houtman, van nou af moet jy goed vir jou speelgoed sorg. Ons sal agterkom as jy dit nie doen nie. Sid gil dat hoor en sien vergaan en hardloop terug huis toe om in sy kamer weg te kruip. Houtman en die ander speelgoed voer 'n oorwinningsdans uit. Maar Houtman en Zoom is nog nie uit die moeilikheid uit nie. Vandag is die dag waarop Andy en sy ma trek. Al hulle goed is alreeds gepak en die verhuiswa is gereed om te vertrek. Houtman en Zoom hoor hoe dit begin dreun en, met Sid se nare hond op hulle hakke, lê hulle die rieme neer uit Sid se agterplaas. Hulle probeer om op die bewegende voertuig te spring. Houtman kry dit reg, maar Zoom bly agter toe hy probeer om Houtman van Sid se nare hond te red. Houtman moet sy maat help. Binne in die bewegende verhuiswa het Houtman 'n plan. Hy gaan na die boks waar al die speelgoed in is. Hy trek die renmotortjie na die agterkant van die voertuig en stoot hom met die laaiplaat af tot in die straat sodat Zoom daarop kan ry. Maar die ander speelgoed begryp nie waarom hy dit doen nie. Hulle dink dat Houtman nog steeds jaloers op Zoom is en nou net probeer om van die renmotortjie ook ontslae te raak. Daarom stamp hulle vir Houtman van die verhuiswa af. Gelukkig is Zoom reg onder hom in die renmotor en hy laai vir Houtman op. Nou volg die twee die verhuiswa, maar skielik is die renmotortjie se batterye pap. "Ag nee," skree Houtman. "Nou sal ons hulle nooit inhaal nie." Maar dan kry hy weer 'n plan. Hy steek die lont van die vuurpyl agter op Zoom se rug aan die brand en daar trek die twee van hulle saam bo oor die verhuiswa. En hulle val by die oop dak van Andy se ma se motor in. Andy is in die wolke toe hy sy twee beste speelgoed langs hom sien lê. Hy het gedink hulle is vergoed verlore. Hy tel hulle op en druk hulle styf vas. Zoom weet nou dat Andy hom liefhet. Hy weet ook nou wat dit beteken om 'n spesiale speelding te wees. Dit is selfs beter as 'n ruimteheld. Kort hierna is dit Kersfees. Houtman en Zoom en al die ander speelgoed is gelukkig in hulle nuwe huis. Maar die speelgoed raak alweer bekommerd. Sê nou Andy kry vir Kersfees speelgoed wat nog meer opwindend en lekkerder is om mee te speel. Die groen speelgoedsoldaatjies word maar weer uitgestuur om op die uitkyk te wees vir enige nuwe speelgoed wat die oues kan vervang. "Toe maar," sê Liefie Diffie en druk 'n soen op Houtman se wang. "Andy sal vir altyd vir jou lief wees," sê sy. "Nou ja, Zoom," sê Houtman. "Dit lyk my ons het niks om oor bekommerd te wees nie." Toe kom rapporteer die speelgoedsoldaatjies uit die leefkamer waar Andy sy geskenk oopmaak. Andy het 'n regte lewendige hondjie gekry. Nou toe nou. Fluit, fluit. My storie is uit.